Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, hè? Wat se dag is hierdie? Dis petroldag. Maak seker my boeties is jy kry jou petrol, man. Ons kan nie deur hierdie week gaan sonder om bietjie petrol te kry nie. Vandag is die 10de Desember, jaar 2025. My naam Dani Gerbert en is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons bietjie praat oor geloofsbelydenis. Wie onthou dit nog? Nou ja, ek ken nog nie alles uit my kop uit nie, want die ou het dit geken, maar as die ou dit nie doen nie, dan vergeet die ou dit nie. So kom maar met die ouderdom saam. Maar ek het dit hier. Kom ons luister net so 'n bietjie aandagtig weer na die geloofsbelydenis. Hy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. En ek lees hierdie gedeelte vanoggend net so weer en ek kom met dit besef dat ek sê hierso, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die geheiliges. Ek glo in die vergewing van sondes. Maar glo ons regtig? Waar is my en jou geloof? Partykeer waar ons moet staan in Jesus Christus. Hoeveel van ons skiet nie tekort in dit nie, maar ons gee hierdie so maklik, ons lees dit so maklik en ons gee dit vir iemand anders om te sê, jy moet glo. Jy moet vas staan in jou geloof. Maar wanneer dit by jou kom en die tye raak so 'n bietjie moeilik, dan vra jy, Here, waar is U? Here, my geloof is besig om te wankel, ek kan nie sterk staan nie. En die Here help ons en hy gee sy woord vir ons om te sê, staan vas my kind, hou vas. Kom ons gaan lees 'n bietjie hierso, Hebreërs 11 vers 1. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want jy sien, jy kan nie geloof sien nie. Jy kan dit nie sien nie. En dis hoekom dit baie keer so moeilik is om in jou geloof vas te staan, want jy kan dit nie sien nie. Dis makliker as jy iets sien en jy weet, daar's hy, nou glo ek. Maar ons moet nou vas staan in iets wat ons nog nie sien nie. En ons weet, die Here is al reeds daar. Hy gaan dit vir ons uitsorteer. En in vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die vir wie hom soek. So dit is hoe ek sê, ons moet vas staan. Ons kan dit nog nie sien nie, maar ons moet weet, daar is 'n oorwinning wat vir ons lê en wag. Die ander gedeelte wat ek het hierso is Handelinge 16 verse 30 en 31. Nou hierdie gedeelte gaan toe hulle vir Paulus en Silas in die tronk toegesluit het, nê? En hulle het begin om die Here te loof en te prys. En dis wat dit oor gaan, is wanneer jy jou geloof begin wankelrig raak, begin sing, begin die Here prys, so dan word jy weer opgelig en jy word weer versterk. En hy sê hier so verder in verse 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. As ons net teruggaan na vers 30 toe, hy sê, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So ek en jy moet ons geloof opneem. Moenie laat ons wankelrig raak daarin nie. Die geloofsbelydenis is so mooi, so wanneer jy bietjie voel jou geloof raak so bietjie pap en slap, gaan net bietjie deur die geloofsbelydenis en gaan bely net bietjie met jou mond dat jy glo in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid en ons vra die Here om ons te versterk in ons geloof. Halleluja, Abba Vader. Ja, Here, baie keer raak ons nou maar net soekie moeg op die pad. Here, waar ons voel dat ons geloof is net nie meer goed genoeg nie. Ons kan nie meer hierdie mas opkom nie. Ons sukkel en my petrol is klaar en ek weet nie meer watter kant toe om te draai nie. Maar Here, wanneer ek opkyk en weet ek,
Waar kom my hulp vandaan? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, dankie vir die geloofsbelydenis, dat ons dit net weer kan bely, dat ons glo in U. Ons glo in God die Vader, ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Here, waar ons kom, boeties en sissies om mekaar te ondersteun, en dit help om weer die geloof op te bou. Ek bid en vra, as daar enige iemand is, Here, wie se geloof bietjie swak en af is, Here, dat U hulle sal stuur en hulle sal opwek, Here, sodat hulle net sal opkyk en weet hulle hulp kom van U af. Ons loof, ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan stig iemand anderste met die wete dat Jesus is daar vir jou en vir my. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. Onthou, kry jou petrol. God bless.